Goeiedag almal, oefen jou denke. Kolossense 3 vers 2. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. Die Griekse woord vir bedink is phroneo, wat dui op dit wat jou emosioneel beïnvloed, wat jou optrede beïnvloed, wat jou aksies en jou reaksies bepaal. Al hierdie dinge as gevolg van dit waaraan jy dink. Jy weet, sukses beteken verskillende dinge vir verskillende mense. Dit kan loopbaanvordering wees, persoonlike groei, finansiële stabiliteit of bloot geluk. Maar een algemene faktor wat sukses bepaal is jou denkwyse, jou denkpatrone, jou denke wat jou geestesingesteldheid bepaal. Die manier waarop jy dink, jou geestesingesteldheid, jou denkpatrone kan jou of na sukses dryf of jou weerhou om jou doelwitte te bereik. Maar wat is geestesingesteldheid of denkpatrone eintlik? Kortliks, jou geestesingesteldheid is die lens waardeur jy jouself en die wêreld om jou waarneem. En dit vorm jou persepsies, jou oortuigings, jou houding en jou gedrag. En dit beïnvloed dan ook jou besluite en jou optrede. Dus, jou denke speel 'n deurslaggewende rol in die bereiking van jou strewe na sukses. Denke is ook dit waarvan Hebreërs praat, jou hoop. Geloof is die vaste vertroue waarin jy hoop. Dit word duidelik uitgespel in die volgende vers in die Bybel, Romeine 12 vers 2. Moenie jou leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van jou denkpatrone. Dan sal jy goed kan onderskei wat die wil van die Here vir jou is, wat hy wil hê jy moet doen en hoe om dit suksesvol te doen. Maar kom ons kyk na 'n paar maniere waarop hierdie positiewe verandering van jou denkpatroon jou toekoms kan beïnvloed. Eerstens, jou denkpatrone beïnvloed jou motiveringsvlakke. 'n Positiewe ingesteldheid motiveer jou om te leer, om te groei en om te verbeter. En dan, jou denkpatrone beïnvloed jou vermoë om vas te staan, nie teenstaande enige aanslag of terugslag. Dan, jou denkpatrone beïnvloed jou houding, jou ingesteldheid. En dan 'n positiewe ingesteldheid motiveer jou om terugslag as tydelik te sien en nie as 'n weerspieëling van jou waarde in die oë van die Here nie. En dan verder, jou denkpatrone beïnvloed jou gedrag en jou optrede. Daarom, 'n positiewe ingesteldheid moedig jou aan om risiko's te neem, om nuwe dinge te probeer en om jou doelwitte absoluut na te streef. En dit is die rede waarom die Here ons uitdaag as in Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van jou denkpatrone. Jy sien, jou denkpatrone speel 'n absolute belangrike, 'n deurslaggewende rol in die bepaling van die bereiking van jou vlak van sukses. Veranderde, vernuwe denkpatrone kan jou aksies en reaksies ontsluit en dit kan jou dryf om jou doelwitte te bereik. Dit wat hy wil hê jy moet doen en hoe jy dit moet doen. Sukses gaan nie net oor wat jy bereik nie. Sukses is grootendeels hoe en wat jy op die pad na sukses dink en voel. Dus, oefen jou denke gedurig.